Hallo julle, ons is hier so by Ad Botha. Akteur, musikant, skilder. Ek meen, wat in die kunst het jy nog gedoen? Sir, ek is eintlik, wat die kunste betref, eintlik aangeleë in alles. Ek het nog tot op 60 het ek nog 'n tapdans. Ek is wat die kunste betref, is ek wyd aangeleë, maar vir die res glad nie. Hoor jy so, die line dancing? Ja, ek het nou 'n bietjie opgehou, maar ek het nog, tot onlangs nog het ek line dancing, maar ek het so 'n bietjie siek geraak en toe het ek nou uit die beweging uit, ek's nog nie weer terug nie. Okay, maar dit lyk soos 'n groot ding hier op Paternos. Ja, line dancing is groot hierso. Yes. Sê tap dancing, dit is 'n ding wat my ook baie fascineer. By die skoene, dit moet spesifiek so... Jare terug toe ek nog vir Soekhofs Theatergeselskap gespeel het ons 'n toneelstuk gedoen, waarin daar een klein taproetinetjie was. En ek en Elise Kaywood moes tap. Ja? En toe stuur hulle vir ons na 'n tapjuffrou toe. Dit was vroeg in die jaar, om nou vir die spesifieke toneelstuk die klein taproetinetjie te kan doen. Ja? En ons het dit gedoen en ek het aangegaan. Dit was my so lekker, toe gaan ek aan met tap vir jare. Elise het dit net vir daai stukkie gedoen. Maar eigenlijk, ek het toe ek klein was, toe wou ek dit ook doen, maar Dit is fantastisch. dit was die boeie so, ek sien jy was in Menlo Park. Menlo Park. Ja, ek se kloofie. O, ja. Ja, was 'n groot skool. Ja. Hoeveel was julle in die skool toe jy Leerslag, dit is aan baie jare terug, nee. Ek het in 1967 matriek geskryf. Okay, ja, so. Dit was die 3de jaar van die skool se bestaan. Yes, ja. So, ek dink ons verseker so 700 leerlinge daai tyd. Ja, want toe ek en Maar ons was al klaar, 'n movies sterk atletiekspan. Ons was groot in atletiek. okay, want ek weet, toe ek in by Waterkloof inkom, toe sit 1800 leerlinge. Maar watter jaar was dit? Dit was, ek het in 89 het ek gematrikuleer. Toe is vir 1800, 300 matrieks. Ja, en ek kom in die Kaap uit, so ek was in 'n klein skool in die Kaap, toe ek daar inloop, joh, dit was 'n nagmerrie. Sê vir my, hierdie is nou raak in die kunste, so kan ons begin met die music. Ja? Waar kom die music vandaan? Wat se instrument is vir jou alles? Ek is basies maar ek kan nie musiek lees nie, hoor. Ek is maar selfdood. Ja, selfdood. My ma was goed met musiek gewees en daai klavier wat daar staan, wat ons net nou seker sal sien, het my oupa vir my ouma ingevoer in 1912 toe hy gebou is. En hy is van daai tyd af in my familie. So, my ma het toe sy die klavier gekry van my ouma, het sy van my geleer, die gewone ding met chopsticks en so, en van daar het ek aangegaan. Maar ek speel, ek het 4 trekklaviere, ek het 2 konsertinas, ek het 'n saksofoon wat ek nie baie goed kan speel nie, ek het 'n gitaar. Hoor jy konsertina? Die moes ek leer, ook vir 'n televisieproduksie, The Music Maker van Herman Charles Bosman. Ja. Toe het hulle vir my gestuur na destydse oorlede Dirkie Smit toe, om net vir my te leer om die ding te mime. En toe ek weer sien, te speel ek hom. My eerlikheid, want dis nie goed nie, maar nie dis goed. Ja, dis 'n moeilike instrument want sy note sit nie op mekaar in 'n ry nie. Dis alles. En elke noot is 2 note. Ja, as jy hom instoot is dit 'n noot, as jy hom uittrek is dit 'n ander noot. Ja. En die klavier, so jy sê jy join gitaar en sing, jy sê Ja, ek is baie lief vir musiek. Ek is baie lief vir sing en ek is baie lief vir die ou musiek. Oupa en ouma se tyd en ma se tyd en so, ek is baie lief vir die ou musiek. soos wat? So, Jim Reeves se goed. Okay. Genade, al die ou songs. Ja. Weet jy, Jim Reeves het mos in Afrikaans opkomse. Ja. Hy het mos hierdie movie ook kom maak. Is dit hoe hy by ons uit? Dis hoe hy uitgekom het uit. Ek weet ek kan hy die movie se naam lê op die punt van my tong. Ja, gaan en Dean Martin se goed en daai ouens is goeie musiek. Ja. En klassieke musiek? Ek doen dit nie, maar ek luister. Ek was op 'n stadium hier in ons koor ook. Ja, maar dit ons bietjie meer klassiekerige goed gesing, maar Ja, ek bietjie moeg raak vir almal om my dan
sit ek Andrea Bocelli op. O ja, nee, dit kan ek op my eie baie goed luister. Baie goed. Borrelrooi. Ja, ja. Borrelrooi. Ja, nee, dit is niks so lekker nie. Gelukkig los my vrou my dan uit as ek daarna begin luister, dan weet sy. Ek het met COVID het ek die mense so vermaak toe ons daai tyd wat ons glad nie kon uitgaan nie, nê. Dan het ek elke slag Sondag daar by die braai, dan het ek gesê ek braai vandag en ek het vir myself genooi en dan het ek en myself gesels. En dan het ek dan het ek foto's geneem. Ek het vir myself ook 'n glas wyn geskep. 2 glase gister. Dan het ons nou 'n heerlike dag gehad van ek en myself. Ja. Okay, sê vir my nou met die drama saam, jy het begin met druk. Ja, ek het 'n pots geswat Ja. en toe het ons audisies gedoen. Wie was saam met jou? Wie het saam met jou geswat? Wat nou nog in die bedryf is Pierre van Pletsen. Okay. Ja, hy was saam en ek dink dis al wat oor is wat saam met my in die bedryf was wat ek nou aan kan dink. En met druk? Terug dieselfde jaar wat ek daar begin het ons begin met skoolprogramme, nê. Daai selfde jaar wat ons begin het, was dit ek in die geselskap. Lochner de Kok, Janice Honeyman, Sarah McNair wat terug is Engeland toe, Glorica Raag. Wie kan ek nog dink? Toe was Lorika akteur geweest. Saam met my begin dieselfde jaar. In 1975. My heerlikheid. En sy was die een wat die gitaar gespeel het met al die kinderprogramme, as ons dan die kindertjies moet help en sing, het sy die begeleiding gedoen. Okay. Ja. Okay, so dit is seker wel daai journey van haar begin. Ek het vir baie jare van gespeel. O, okay. Ja, vir 6 jaar. Ek het nou die dag haar afskeidsprogram gesien, is baie goed. Baie goed. Ja. Nee, ons het oor see getoer. Was 'n lekker stoute band geweest. Ons was 7 in die band het vir haar gewerk het. Terug, Ja. is so groot. Ja. Ja. Want dit het nou die klank ou en die beligting ou en haar sekretaresse, hulle is 3 van die serie. Die res was ek en John Bekes en Clinton Waring. Nee. Ja. Ons het so 'n paar keer in Londen gaan sing. Het jy ooit oor see geact? Nee, ek het in oorseese produksies gespeel wat hier geskied is. Okay. Daai tyd het hulle mos sulke B-grade movies hier kom maak. Ja. Ek was in 'n paar van hulle. Ek het in 'n fliek met onthou jy vir Karen Black. Sy het bekend geraak met die Boeing movies daai tyd in Amerika. Sy het so een soetskeel oog gehad. Ja, maar 'n baie mooi vrou. Ek sien sy is ook nou ledig ondood. Dit ek 'n Libanese terroris gespeel in 'n triek van die naam van Hostage. Ja. En ek het 'n verskriklike erge toneel met haar gehad, want ons het die vliegtuig gekaap waarop sy was en daar was 'n verkrachtingstoneel wat ek vir haar moes doen. Ja. Dit was baie moeilik om dit te doen. Sure. Ja. Hoe oud was jy toe geweest? Nee, ek was so seker laat 30s, middel 30s. So? Ja. Dit moet droog wees. Ja. En nou ek kan nie myself indink is so sit so. Ja. Maar kyk hier so wat ek van akteurs sal weet is baie min, maar Okay. jy is een van die legendariese ouens. Hoe sit jy jouself in 'n ander karakter? Hoe Dis maar is dit 'n natuurlike ding of is dit ek weet nie of dit kom met jou opleiding nie, want ons almal het daarom hopelik drama geswat. En seker maar met jou opleiding, maar ek bedoel ek is nie iemand wat al ooit my karakter huis toe gevat het nie. Ek is maar net ek by die huis. Okay. Daar is baie akteurs wat so in die karakter inklim dat hy die karakter word vir die tydsduur van daai karakter, maar ek het dit nog nooit doen nie. Wou doen nie. ja. Ja, nee, ek is Ek wil 'n interessante ding vertel, omdat ek 'n akteur is ek nie 'n public speaker nie. Ek is so gewoond om agter die karakter weg te kruip, dat as ek as Arta met staan ek met 'n bek vol tande, want ek het nie dialoog nie. my heerlikheid. En mense dink Nee, glad. dat dit natuurlik Ek is eintlik 'n baie skaam ou. So, maar die karakter is fyn, want sien ek daar is die karakter. Ja, dit Nee. dit is Daai karakter kan maak wat hy wil, sê ek nie. ja. Dit is baie interessant.
Wat se rolle staan vir jou uit wat jy Ek het baie gehou van, ekskuus, daai goed met Jan Skols, die binnekring en die Laksman, die koprolle, die speelde, die aksie, baie gehou daarvan. hoorie sommer jy was bietjie Magnum vir ons gewees. Ja, ek het so gehoor, ja. Nee, ek het nou weer deur 'n paar van die goed gekyk. Ek het yes, dit is Tom Selleck, Mr. Magnum himself. Ja. So is dit jou gunsteling rolle wat jy doen? Ja, dit was ook seker maar die tydperk van my lewe waarin ek was op daai stadium. Nee, maar ek het baie nice ander goeders ook gedoen. Ek onthou een van Jan Skols se produksies ook, Iemand om lief te hê, waarin en Stellorica die titelliedjies die titelliedjie was Mense op die bus. Ja. Wat sy daarvoor dit is, ja, ek onthou dit. Waar ek 'n dominee gespeel het en dit was my heerlik om dit te doen. Hoorie so, was jy ooit op die planke gewees? Baie in my vroeë jare, maar ek moes op 'n stadium 'n keuse maak, want akteurs mos dan nooit so goed betaal nie, né? Ek moes op 'n stadium 'n keuse maak om 'n gesin met 3 kinders aan die lewe te hou. Het ek begin verkies om meer televisiewerk te doen wat bietjie meer langdurig was. 'n verhoogproduksie is te kort en omdat jy weer wag vir 'n nuwe job. So ek het so 3 of 4 jaar baie gereeld vir die streeksrade theaterproduksies gedoen, maar ek het naderhand uit nood uit verkies om, ek is eintlik maar 'n verhoogakteur. Dis dit waar jy op gemaklikste. Ja. Ek het so 'n paar produksies gedoen al in my lewe. Dit is die scarieste ding. Dis scary, maar dis die adrenaline. Ja, die adrenaline is ongelooflik. Dit is 'n rush. Ek is, hoe kan nou weer terug by Lorika, ons doen 'n show, ek en Clinton doen 'n show, beste vriende in Lorika Rag, en sy is al baie met die produksie, ons het vir haar gevra, hy het vir haar vir jare gespeel, maar in elk geval ook daar's dialoog, en hy sê ons, so die 90% van die dialoog lê op my. Okay. So nou geen is woorde, my maat. Woorde, ek weet nie. So, ek het maar my tablet voor my met my kripnotes op. Dorotjie het van die begin af gesê, julle sit nie julle musiek goed is op die verhoogie. Maar toe ek nou vir haar wys, kyk hier, dis hierdie klein swart dingetjie. Ja. So, dit pla nie die oog nie. Maar ja, soos jy sê, die adrenaline. Maar wat die musiek ding betref, nee, ek het 2 of 3 al kabarette van my eie geskryf, wat ons by die kunstefeeste opgevoer, maar ek is nie seker, is 'n groot skrywer nie, maar dit so half aan mekaar gesit. Die een ding was, sy naam was Sophisticated Boom Boom, waarin ek en Marina Coetzee gespeel het, wat ek vir haar gekry het as sangeres, waarin ek die rol van Elvis vertolk het, maar dit was 'n pragtige storie wat ek geskryf het. Ek het 'n Suid-Afrikaanse storie geskryf oor 2 mense wat gehoor het Elvis is nie dood nie, hy bly daar in Oogies. Maar en toe gaan ons hom soek, en so hoe meer en meer het ons verlief geraak, en meer het ek haar Elvis geword, en die einde was ek Elvis. That's a beautiful story, ja. Ja, en toe het ek saam met André Strydom 'n ding gedoen, Maak 'n Blaps, waarin ek Suid-Afrikaanse sangers se liedjies die melodie gehou het, maar die woorde verander. En dit was komedie, dit was baie snaaks. En nou 'n maand terug, of 6 weke terug, het ek en Koos van der Merwe, die het ons se show hier gedoen by die Koelkamers. Dis mos hy wat die Afrikaanse Leonard Cohen doen. Die Leonard Cohen doen, ja. En ons het 'n show hier gedoen, uit die kamers van die binneste, wat 'n baie goeie show was. Maar ek het dit gesien op Facebook. Ja, het is op YouTube ook, jy kan dit dalk sien. Okay, ja, definitief. Is lekker by die Koelkamers, hulle maak mooi daar. Fantasties daar. Ongelooflik. Ja, ek is mal oor Jan hulle. Hulle is besig met 'n mooi ding daar. So dan het jy klavier gespeel en hy het die gitaar en ek het die klavier. Ja, het was net ons twee op die verhoog. Ons het self vir die musiek gesorg. Okay. Ja. Nou was daar teks op by, was dit net musiek? Daar was links. Okay. Net links. Ja. Ja, nee, jy sien. Was dit ook die Afrikaanse Cohen goed wat julle gedoen? Ons het net een van sy liedjies. Net een van ja, okay. Uit die kamers van die binneste, ons het 9 van my liedjies gevat wat vir my naby in die hart lê, en 9 van syne. Okay. En ons het dit gekombineer, maar ons het albei sy liedjies gesing. Okay, ja, dis lekker. Ek was meer supporting in syne en hy was supporting in myne. Ja, dit het baie goed gewerk. Ja. Ja, dalk al ook die spanning af. Ja. As jy die hele ding. Het jy een man vertonings gedoen op die stage? Nog nooit in my lewe nie. Ja, dit doet. Nog nooit in my lewe nie. Wie dink jy wat so een man shows doen?
Ouwood, man, wat is hy? Ja, Frank. Ja, Frank. Ja, Ek het al 'n paar van syne gesien. ja. En jy lewe jouself so in en er is een mens wat op die stage staan. Dit is, ek weet nie, dit is next level. Ek wou dit nog altyd doen, is nie te laat nie, dit is, maar die ding is die materiaal, gaan jy dit self skryf, wat is die materiaal is baie belangrik. Ja. So. Vir woorde deur skrik ek nie. Is dit? Nee, dit is vir my maklik. Dit is vir my baie maklik. Dit is my beskrukklik moeilik. Nee, ek is glad nie so aangeneem nie. So, Jy weet, Jan Skols het dialoog geskryf daar in die binnekring in die Laksman dat jy vir 2 bladsye aan mekaar praat, dat niemand anders praat nie, en dan was dit tegniese goed oor die AWB en al die goedes wat hy ingesit het en die Russiese goed en die KGB en die goed. Dit was moeilik om te leer, maar gaan jy vir 2 bladsye aan in 1 speech nie, en ek kon nogals one takes doen. Ja. Ja. So, sê vir my, rolle, komiese rolle, ernstige rolle. Ek het al baie vir Willie komedie gedoen. Ons het nou die dag weer Puna gedoen wat hier by my huis geskied was. Vir Willie gedoen en ernstige rolle, nee, enige iets. Ek is 'n akteur. Ek moet dit kan doen. Wie is die akteurs wat jou inspireer? Niemand nie. Ja, dit. Hoe is dit maar, Ek het nie idols nie. hoe het jy in die acteursgame ingekom? Ek het na skool, was ek my jaar army toe, 1968, en 69 en 70 het ek in die staatsdiens gewerk in Pretoria. My pa wou van al 3 sy seuns onderwysers maak. Ja. En ons het in die staatsdiens gewerk en buitemuurs klas gedraf by tikkies in die aande. Maar dit was nie vir my nie, so op 21 het ek besluit. Ek gaan weg van Pretoria af en ek gaan so het ek drama in Potch. Word ek op 21 weer die eerste jaar. Nee, eerlikheid. Ja. En ek het dan die Neas geskamermaats. En Stylte daar nie. baie stuk. Ek en hy was verskriklik stout. Maar ek weet ons het in die aande het ons die girls gaan serenade met ons gitare en dit was fantasties. Die daai stil kos hy sien van 6-7 verdiepings hoog en is laat, is na 12 en ons begin, toen was die tyd van die House of the Rising Sun. Ja. Goed. En dan gaan hulle liggie aan en nog een en nog een en dan nader, dit is die hele dit was dan groot pret daai. Yes, like, dit is ongelooflik. Ek sien nie die guts hê om dit te gaan doen nie. Genade. Ag, jy staan nou onder in die donker, niemand sien jou. Ja, die Potch is 'n lekker plek. Ek het ook gestaan hier na gesing. En dis die dik van 10:00 die aand tot 2:00 toe. Joh, by wat 'n plek? Wat is daai populêre plek, man? Dit is met Aardklop was dit een van die grootste jewels geweest in die ou dae. Okay. So was so Op die daar waar die vierkant is daar. Ja. Dus die groot plein. Ja. As jy die plek net so oor kan dit. O, by die akker dalk. Nee, was hier die akker. Ja. Alright. Ja, ek het sommer my brein werk op nie. Vertel my ingereeld as ek jou Facebook sien, dan is jy tussen jou blomme. Ja. En nou die verkeerde tyd gekom het. Ja, yes, maar ek sal maar foto's gaan steel daarso van jou Facebook af. Ja. Waar kom jy liefde daarvoor? Ag, Enigiets wat mooi ek het op 'n plot groot geword en ons het baie goed geplant, groentetuin gemaak en sulke goed. So jy is rose grokke hierso. Hierso het ek het 'n geweldige, ek het hier op 'n stadium 72 roosbome gehad. Dis reg. En dit was famous rose. Ja, maar aan die einde van die dag aard dit nie hiermee. Dit was ook baie harde werk en dit is moeilik. Ja. Hulle het net nie geaard nie. So vir hierdie jaar het ek nou vir die eerste keer 'n ongelooflike dahlia oesie gehad. Yes, my dahlias, en ek het hulle almal uitgehaal. Hulle staan nie in die garage. Na die seisoen sit ek hulle weer terug in die grond. Dahlias aard baie goed hierso. En dis ook 'n pragtige blom. Nee, ek is lief vir blomme, ek is lief vir kleur. Ek het nou daar op die sypaadjie by julle gestop het ek nou 150 ranonkelbolle ingesit vir die lente. So dit gaan mooi lyk. Chop. Ja. Hoorie so en Weskus, hoe kom jy hier uit? Paternoster van alle plekke.
ek kan nou of vir jou lieg of kan nou vir die waarheid vertel. Ek het saam met 'n vrou hier na toe gekom. Maar dit was nie 'n goeie plan nie. maar ek sal ewig dankbaar wees dat sy wou hier na toe kom. Ek het glad nie dit in my kop gehad om hier na toe te kom nie. Ek wou die rus toe. Voordat my uitsorede is, ja. Ja, ek wou sien toe na my tweede vrou oorlede is. En toe ontmoet ek nou die vrou en sy wil met alle mag hier na toe en my laat ompraat. En daaroor is ek ewig dankbaar. Ek het hierdie plek kom aantrek soos 'n handskoen. Ek het glad nie die Weskus geken, maar ek het soos 'n handskoen hier ingeglip. Ja, ek het nie geweet van die plek nie. Ja. Dis ook my heel per ongeluk in Langebaan uitgekom. Ja. En dan met jou atelier hierso? Met die galery. Ek kan nie vir presies sê toe dis van Rooyens van Potch wat dit kom bou het. Want dit behoort aan hulle van Rooyens van Potch. En ek sal sê dis seker al ek het daarbo is 'n studio wat ek hier gehad het, my studio wat ek ingewerk het van die huis af. Maar toe hulle die plek bou en ek sien daai spasie, toe ek besef ek moet daar by hulle hier so van die winkel oopgemaak het. Ek is nog die eerste hier daar, die enigste een wat nog steeds daar is. Dis 'n pragtige spasie. Ja, it's beautiful. Ja. Beautiful. Ek was al 'n paar keer, ek het al vir jou kom hulle sê daar binne. Jong, my gedagtes, my geheue is verander mense, omdat jy so baie mense sien, daar is soveel mense wat inkom. Ja. Dat jy kan nie almal onthou nie. En kom die mense nie meer snaakse vrae daai. Ek weet dit, want jy praat daaroor op jou Facebook. Vertel. Nee, yes, like, daar het eendag 3 vrouens ingekom en die dapperste een, maar dit was nou eintlik op, nie hier nie, dit was tydens KAKNK en dit was 'n groot galery wat ons gestaan en skilder het en hier kom hierdie 3 baie grand vrouens in en die dapperste een wil gehoor word en sy spreek my toe in die U-vorm aan, maar sy sê hard, ons het so 'n bietjie bespiegel oor u. Doch, wat kom nou? Dan skep sy daar vir haar hele gehoor, nee. Ek sê, nou wat het u bespiegel? Nee, as u nou u snor sal afskeer en u hare, daai gaan iemand nou baie jonger lyk. So, nou is die audience myne, nee. Nou sê, maar weet u, dit sal nooit werk nie. En sy so uitdagend nog, as hoekom nie? Ek sê, die snor is af en die hare, so dat jy lyk vir my fokol jongen. Ja, mense sê baie snaakse goed. Ja, want jy is in hulle huise, hulle lewens en as hulle mense jou dan sien. Ja. Mense het seker ook expectations. Ja, en hulle vererg hulle vir hulle, as jy vir hulle in eie munt half terugbetaal. 'n Man het eendag my ouderdom, net 'n ringetjie hare hier om, op 'n neerhalende manier vir my gesê, miskien het sy vrou al die jare van my gehou op die televisie en dit was nou payback time vir hom. Ja, nee, dit stap hy nou daarin. Dit is baie moeilik. En hy sê, ja, toe ek jou laas gesien het jy nog swart hare gehad. Toe sê ek, meneer, maar as dit is toe jy my laas gesien het, lei ons af, jy het toe wel nog hare gehad. Toe is hy baie kwaad vir my. Ja, nee, genade. Nee, mense kan rude wees. Baie rude en hulle besef het nie. Hoe het jy begin met die skildery? Van ek 'n kwaskal vas. Is dit? Ja. Ooit kunstlesse gevat of het jy jouself geleer? Nee, ons het nog op skool, op Menlo Park was kuns nog verpligtend tot graad 8. Ja. So ek het maar staan 6, 7 en 8 kuns gehad. Maar wat is dit nou werd as jy nou terugdink? Maar die liefde daarvoor is nog altyd. Ek het ook op die plot wat ek groot geword het, klei daar op die kachel sal ek net nou vir jou wys, het is ook beeltjies wat ek gemaak het ek met die rivier se swart turfklei baie beeltjies gemaak en dan het ek dit met 'n nat lap laat stadig uitdroog en dan het ek dit in 'n buitevuur gemaak en dit gebak sommer in 'n buiteoopvuur gesit. Laat hy nader as soos porselein klink, dan het ek dit met daai Zoubou stoofpolish
swart gepolies en blink, dan het ek dit vir mense persent gegee. Dit was nog, ja, vroeg op hoërskool wat ek dit gedoen het. Ja, ek weet dit is my, een ding wat ek van jou geniet, is jy nou op Instagram en op allerhande ander goed? Ek is nou onnoosel vir die goed. Ja, jy is net op Facebook. Net op Facebook. Ja, nee, ek Iemand het my nou op TikTok lite gesit, maar dan sien ek nou en dan as dit so ophoop, wie dit is sulke gemors, ek bly net so verby, wat regtig. Ja, maar die ding is, TikTok, ek kyk hier daai live TikToks sien. Ja. Daar waar die mense met mekaar sit en Ja, maar ek sommer ek volg 'n paar ouens en ek volg 'n paar goed, so dit is vir my lekker, ek geniet dit nogal. Wat dink jy van AI? Maar hoe vra jy vir my? Ek vra elke onderhoud, vra ek, wat dink jy van AI? Ek is baie, weet jy wat, ek is van nature ontsettende eerlike mens. En nou kan ek niks meer glo nie. As jy nou goed kyk, AI goed wat, en ek verstaan nie, hoekom moet hulle bekende akteurs met AI en hulle verwronge fout maak wat nie waar is nie. Why do they do that? Ja, en hulle kan woorde in jou mond sit. Dit is die maar jy weet, een van die dae kan hulle met AI hulle kan 'n movie maak waarin ek die hoofrol speel wat ek nie eens daar is nie. Ja, nee, dit is feite. Dit is feite. Dit ek wil jou sê, die movies van Trump wat so met sy rokkies ronddans is nogal snaaks. Ja. Maar ja, maar die ding is, wat ek ook sien is, daar's goeders wat Elon sal praat, dat jy sy gesig sien, maar dit is nie hy wat daar praat. nee, Dit klink soos hy, dit lyk soos hy, ja. maar dit is nie hy nie. Is nie al nie. Nee, dit ontstel vir my die AI ding, want ek kan nie stem, wat is die doel in die blote feit, weet jy, ek het nou die dag van my dogter gebel, ek weet nie of jy gehoor het van die vrou wat deur die olifant doodgetrap is daarbo, so 2 of 3 weke terug nie. Dit was my broer se oudste seun se skoonma, wat deur die olifant doodgetrap is, en ek bel toe my dogter, want is deel van die familie, en ek vertel het vir haar, op die foon. Van toe af kry ek net olifant video's op Facebook. Nou dit maak my bang. Daai ding, ja, nee, daai ding sê ek al lekker, maar die goed luister vir jou. Dit is, hulle luister vir jou. Daai ding het 'n mikrofoon en dink jy nie. Maar ek het hulle 'n paar keer die P-woord gesê en hulle stuur nie vir my porn nie. Ek het al gekyk of hulle vir my porn wil stuur, maar hulle doen nie. Laat ek letterlik net vir hom so sê. Ja, okay. Ja, ek weet jy. Miskien luister hulle net as hulle. Nee, ek gebruik AI. Ek gebruik dit in die studio, maar ek gebruik dit nie vir songwriting, ek gebruik dit nie vir kreatiwiteit nie, ek gebruik dit vir tools. Soos speech enhancers en seker tipe goed waarvoor dit baie goed werk. En die ander ding is dis hier om te bly. Ja, natuurlijk. It ain't gonna go away. Ja, dit is soos 'n golf wat jy nie kan keer nie. So in die musiekbedryf, baie van hierdie nuwe popsongs kan jy hoor AI. Ek sê nie AI die hele ding geskryf nie, maar ek kan vir jou duidelik sê AI het gehelp skryf. Ja. Maar dan kyk, daar's 'n dramatiese verandering in die wêreld wat alles betref dit is 'n ontstellende veral vir die ou wat ou skools is. Ja. Daar's 'n geweldige veranderings oral op alle vlakke. Wat hier is om te bly. Ja, wat hier is om te bly. Ek sê nou die dag vir ou dit swat jy vir 6 jaar om 'n dokter te wees. Hoe lank voordat jy jou eie persoonlike masjienkie het, vat my bloed, sê vir my wat's fout met my. Ja. Ja. En dit is nie fair nie. Nee. Dit is nie fair nie. So daai ou wat vir 6 jaar geswat het, dit is alles Daar staan my bloeddruk musiek. ja. Maar ek wil die ding vir jou kan sê, hoor, so ek skryf sommer nou vir jou voorskrif uit. Ja. So I don't know where it's going. I don't know. Wat die wêreld gaan inbring nie. Dit is wat ek so geniet van jou Facebook is as jy die proses van jou paintings wys. Dit is so lekker. Nou, weet jy, dit is baie goed vir verkoop, dit werk. Ja. Dit werk, want ek dink wat die mense doen, hulle save miskien dit. En as hy hom koop, dan kan hy wys hoe, dan kan hy vir sy vriende wys hoe die ding ontwikkel. Ja.
Ja, maar dat is lekker vir my ook as net 'n fan om te sien. Okay, hier kom, nou is hy klaar. Ek het verlede week weer 'n nar verkoop en ek moet jou sê, ek hou nie baie van mense wat persoonlike vrae en goed op Facebook sê nie, wat persoonlik raak nie, en ek het die naarverkoper het opgesit, het was nou laas week wat die naar verkoop het. Nou skryf die vrou vir my gister op Facebook. Het is mooi, maar hoekom is hy so sad? Toe skryf ek vir haar, om vir jou te wys, jy verstaan niks van narre nie. Jy weet, jy's touch op die arts en narre, die grendelnarre. Ja. Jy het dit begin in lockdown nie. Ek dink lank voor dit, maar ek het dit toegepoes, want toe ek moes dit met die gesinne gedoen, almal met die maskers, het ek, al my narre was toe met die maskers. Ja, dis reg. Ja. Ek het even dit was mos Ramaphosa wat die masker so verkeerd aangesit. Ja. Toe het ek dit gedoen, vir hom met die masker, en toe was daar iemand wat dit wou koop, maar ek het sy masker toe nou oor sy oë gehad, soos wat hy gehad het. En toe het iemand van my gesê, nee, hulle sal dit koop, maar as ek een doen met die masker op die regte plek, dit dog ek, that's defeating the object. Toe sê, nee, wat, ek sal dit nou maar nie doen nie. Weet jy, wat maak jy daar weer? Nee, o genade. Nou, maar ek so Paternoster is vir jou ook, want baie van jou paintings is landscapes hierso. Ja, wat ek nou maar begin ek van ek hiernatoe getrek het, ek was baie bekend vir my Oos-Vrystaatse landskappe. Maar ek doen dit nou nog so nou en dan. Ek dink ek moet dit weer meer doen, want mense ken my met daai goed. Die ou Oos-Vrystaatse landskappe met die bloekombome en berge in die agtergrond. Waar is Oos-Vrystaat wat dorp is? Dis daar, die mooiste deel is tussen Clarence en Voorriesburg. Nou, my vrou se familie is daar. Hulle is Dis beautiful daar. Bethlehem, ja. Ons was nou laas jaar toe boek ons daar in Clarence en dis vir my een van die mooiste plekke in die land. Is pragtig, baie koud in die winter. Ja, ons het net, ek wou so graag diep in die winter gegaan, maar ons was net so voor het nou begin sneeuw en nou regtig begin koud raak toch. En, maar wat vir my so fascinerend is, dit is die klank, dit klink soos glas, dit is oor die berge, so reg rondom die plekke, so daar is heeltyd 'n brightness, helderheid in die klank, daar so die voeltjies klink helderder, dit is 'n magical plek, en flippe net grondpaaie. Dis mos net die hoofpad wat teer is, die res van die paaie is allemaal grondpaaie. Nee, dit is my favourite. Daai skildery wat jy daar gesien, is op die plaas Sunnyside gedoen, wat net so 5 kilometers diskant Golden Gate is. Daar is net so, daai kop is Sunnyside, dis nie Golden Gate. Okay. So, ek het al vir die hele week daar gaan skilder, is pragtig daar. Ja nee, dit is die van ons landse James. Ja. En hier is ook die van ons landse James, jy gaan net niks aan in die winter nie. Ja, jy gaan absoluut niks aan besigheid te geraak. Maar weet jy, my besigheid is, ek doen nooit besigheid, ek sit langs 'n restaurant en langs 'n winkel en langs 'n wynproeplek. Hulle doen baie goed met die vakansies, die vakansie daar, die vakansie, want die mense wat hiernatoe kom wil eet en hulle wil drink. My customers kom in as dit doodstil is, as dit 'n kunsliefhebber is, dan doen ek besig. Ja. Daai mense koop nie by my nie. Ja. Hulle kom maar aan en sê, jy het geteken. Sê ek, ja, yes, maar jy teken mooi, jong. Hey, Togie, Togie. Ja. Ja. Maar die lekker om jou te gesels te maak. Baie lekker. Ek is 'n groot fan en ek sal jou kom hulle sê as dit is. Ja, ek doen. Dit moet nou naby. Ja, en gaan jy vir ons ietsie speel? Ek sal, ja. Ek sal vir jou, ek weet nie of jy In the Blood ken nie? Nee, maar ek gaan hom seker nou hoor. Ja. Dit is vir my nogals 'n baie wonderlike liedjie. Ek hou van liedjies met betekenis en dit gaan nogals oor die genepool. Waar kom jy vandaan? Is dit jou pa se gene of jou ma se gene? En kan jy dit keer, kan jy dit nie keer nie? Dus
Hou jy daarvan, aanvaar jy dit of bekry jy daarmee? Is 'n baie mooi liedjie. Ek sal dit gou vir jou speel. Lekker. Okay. Dankie.